Hy het opgestaan. Hy het waarlik opgestaan. Jesus leef. En ek nooi jou om saam met my terug te keer by daardie oomblik wat alles verander het in Markus 16. Dit was vroeg op die eerste dag van die week. En nog voordat die son behoorlik opgekom het 'n klein groepie vroue na 'n graf toe gestap. Die dae wat pas verby was, het alles wat hulle oor die toekoms geglo het uitmekaar geskeur. Hulle het gesien hoe Jesus openlik en wreed ly. Hulle het gesien hoe die een wat oor die koninkryk van God gepraat het aan 'n Romeinse kruis vasgespijker word. Hulle het die geluide van die hamer gehoor. Hulle het gesien hoe hoop in mekaar stort. En nou was daar net 'n graf. En tog het die liefde hulle daarheen getrek. Hulle het nie opstanding verwag nie. Hulle het speserye saamgebring om na 'n dooie liggaam om te gaan sien. Hulle wou die een vir wie hulle lief was eer op die enigste manier wat hulle gedink het nog oorbly. En terwyl hulle stap, vra hulle vir mekaar die vraag, wie gaan vir ons die klip van die ingang van die graf wegrol? Daardie vraag is een van die diepste menslike vrae. Here, wie gaan hierdie klip wegrol? Wie gaan die ding skei wat tussen my en lewe staan? Wie gaan help met die hartseer wat te swaar geword het? Wie gaan die vrees wegneem wat ons vasgevang hou in ou patrone? Wie gaan iets doen aan die bitterheid, die spyt, die moegheid, die mislukking en die teleurstelling wat my vasdruk? En dis daar die vraag wat ons baie keer hou by 'n leë bovertrek, 'n leë plek. Ons wil nie eers na die graf toe gaan nie, maar die vroue by die graf kom. Die graf, die liefde wat hulle gelei het na daai plek toe, vertel Markus vir ons iets merkwaardig. Die klip was reeds weggerol. Nog voordat hulle verstaan het wat God besig was om te doen, nog voordat hulle geglo het opstanding is moontlik, nog voordat hulle geweet het wat om te verwag, het God reeds opgetree. En binne die graf hoor hulle die woorde wat die geskiedenis verander het. Julle soek Jesus van Nasaret wat gekruisig is, maar hy het opgestaan en hy's nie hier nie. Hierdie opstandingsverhaal neem ons deur 3 oomblikke wat vandag nog ons lewens vorm. En die eerste is dat dit groot moed vat om voor daai klip te wil gaan staan. Die vroue het na die graf toe gekom met die wete dat daar 'n probleem is wat hulle nie self kan oplos nie. Die klip was groot. Dit was nie iets wat hulle met vasberadenheid of moeite kon wegskuif nie. Dit het daar gestaan as 'n hindernis tussen hulle en dit waarvoor hulle gekom het. En die meeste van ons ken sulke klippe. Ons ken die klip van 'n hart wat hard geword het na te veel seer kry. Ons ken die klip van teleurstelling in die Here wanneer die lewe nie verloop soos ons gehoop het nie. Ons ken die klip van skuld, waar 'n fout van jare gelede voel asof dit gister gebeur het. En ons ken die klip van 'n droë spiritualiteit, waar die woorde nog daar is, maar die lewe is weg. Hierdie klippe in ons lewe is nie net idees nie, dit beïnvloed hoe ons leef, hoe ons ander mense vertrou, hoe ons dink oor die toekoms, en hulle vorm stilweg die storie wat ons vir onsself vertel oor wat moontlik is in die lewe. Hierdie klippe, die grafte, beteken dat alles wat jy gedink het jy weet aangepas moet word in ons lewe. En dis hoekom ons nie baie keer wil gaan staan voor daai klip nie. Ons sal eerder in die leë plekke van die verliese van ons lewe, van die bovertrek soos die disippels daar gaan vlug het en in vrees gebly het. Ons sal eerder daar bly. Vir verskeie redes. Een is, dis bekend. Het jy al agtergekom wanneer jy deur pyn en verlies gaan? Daar's 'n struktuur en 'n rotine aan dit. Jy weet wat om te verwag. Maar die onbekende, die nuwe lewe buite die graf, daar's geen kaart daarvoor nie, daar's nie 'n GPS vir dit nie, daar's nie 'n handleiding daarvoor nie, en die bekende leë plekke voel veiliger as die onbekende vervulde lewe. Ons bly in hierdie plekke van dood en verlies,
Want dit het ons identiteit geword. Ons organiseer ons lewens rondom ons wonde, ons ou stories. En om daai plek te verlaat, beteken om ook die storie te verlaat. En as jy nie weet wie jy is sonder daai storie nie, is dit 'n te groot prys. En ek bly vasgevang. Daardie ou lewe vra niks van my nie. Want nuwe lewe buite die graf het 'n rigting, opstanding het 'n opdrag. Maar om te vertrek beteken om ergens heen te beweeg en beweging is onseker. So hierdie plek, hoe pynlik dit ook al is ten minste stabiel vir my. Ek glo nie regtig dat daar iets buite die graf is nie. Die disippels het nie die vroue geglo nie. En hulle bly daar in vrees vasgevang in die bovertrek. Opstanding kan klink of voel soos die Engelse sê wishful thinking, wensdenkery. As jy staan voor die harde bewyse van 'n lewe wat nie uitgewerk het nie. En ja, as jy al genoeg keer gehoop en teleurgestel is hoop self 'n risiko wat jy nie meer wil neem nie. Maar hierdie vroue het aangehou na die graf toe stap, al het hulle geweet die klip is daar. Dit op sigself se daad van geloof, die liefde vir Jesus het hulle soontoe getrek. Hulle het nie 'n oplossing gehad nie, maar hulle het steeds na Jesus toe gegaan. En baie keer begin geloof presies daar, nie by die sekerheid nie, maar by die bereidheid om na Jesus toe te gaan, by hom te bly, voor die klip te kom staan. Al weet ons nie hoe die hindernisse gaan skuif nie. Maar as ek daar die eerste tree van geloof vat, dan kom die verrassing van genade. En die tweede uitnodiging is om dit te ontvang. Hulle is so verras, want toe hulle by daai graf kom, is die klip reeds weggerol. Hierdie detail is so belangrik in hierdie storie. Die opstanding was nie die resultaat van menslike krag of slim planne nie. God het reeds beweeg voordat die vroue daar aangekom het. En dis goeie nuus vir mense soos ons. Want baie keer dink ek dat die nuwe lewe afhang van my eie pogings. Ek moet net sterker, meer gedissiplineerd, meer geestelik wees. Ons dink ons moet self die klippe wegrol deur harde werk, maar Paasfees vertel 'n ander storie. Die Here tree op voordat ons dit sien. Voordat ons dit verstaan, soms selfs voordat ons dit glo, dis hoe genade werk. En binne daardie graf verduidelik die boodskapper wat gebeur het. Julle soek na Jesus wat gekruisig is, hy het opgestaan, hy is nie hier nie. Die opgestane Jesus is nie los van die gekruisigde Jesus nie. Die opstanding vee nie die lyding uit, weg, asof Goeie Vrydag nooit gebeur het nie. En dit ontken nie die wonde nie. Die pyn word nie oorgeslaan nie. Dit beteken, ons opstandingshoop is nie oppervlakkige optimisme nie. Dit ontken nie daai pyn nie. Dit maak nie of jou hartseer van die lewe nie werklik is nie. Maar die opstandingslewe word gebore reg in die middel van 'n gebroke wêreld en 'n gebroke menslike ervaring. Die graf kon hom nie hou nie. Die dood kon hom nie vaskeer nie. Die plek van eindes is nie meer die plek waar Jesus is nie. En so hierdie vroue soek hom in die wêreld van die dood, maar hy's nie daar nie. Hulle soek tussen die oorblyfsels van die verlede, maar hy's nie daar nie, en dis dalk 'n woord wat party van ons vandag moet hoor. Ons soek dikwels die lewende Jesus in plekke van dood. Ons soek hom in ou onsekerhede, ons soek hom in strukture, formules, prestasie, beheer en in die grafte van gister, maar die engel sê in wese, moenie die lewende tussen die dooies soek nie. Hy is nie hier nie. Party van ons het ons lewens rondom grafte gebou. Ons gaan oor en oor terug na wat verby is. Ons leef in heimwee, in spyt, in 'n verlede wat nie verander kan word nie. Maar Paasfees vra 'n moeilike vraag. Hoekom soek jy nog lewe op 'n plek waar die dood reeds sy werk gedoen het? Hoekom bly jy vasgevang wanneer daar 'n nuwe lewe is? En wanneer Jesus wat opgestaan het vir jou sê, kom saam met my.
Kom saam met my, stap saam met my. Kyk mooi na wat die boodskapper doen in Markus 16. Hy help die vroue om te verstaan wat God hier gedoen het en hy sê vir hulle, hoorie, hy gaan voor julle uit na Galilea. Na Galilea. Dis nie 'n tempel nie. Dis nie 'n heilige plek nie. Galilea was die plek van gewone werk en lewe, vissermansbote, visnette, families, markte, moe daar. Galilea was die plek waar al hierdie mense se gewone lewens gebly het terwyl hulle saam met Jesus gestap het. Dit beteken, die opstanding is nie net bedoel vir kathedrale en Paasondagdienste nie, dis bedoel vir Maandag. Dis bedoel vir jou lewe nou, vandag, jou werksplek, jou gesin, die gesprek wat jy al lank uitgestel het, vir die verhouding wat verstel moet word, vir die lewe wat jy leef wanneer niemand kyk nie. Om saam met Jesus wat opgestaan het te stap, beteken dat ons toelaat dat opstanding ons gewone lewe vandag verander. En ons hou op om die graf as die middelpunt van hierdie storie te sien. Ons begin let op waar God dalk reeds besig is om klippe te rol, wat ons gedink het nooit sou beweeg nie, en hy doen dit vir jou. Dit beteken, ontvang hierdie boodskappers wat God oor jou pad stuur, soos hy hierdie boodskapper in die graf na hierdie vrouens stuur, en soms is daai boodskapper 'n vriend. Soms is dit 'n skrifgedeelte, lees die woord. Soms is dit 'n nuwe insig. En soms is dit net 'n stil aanraking van die Gees. Alles sal wel wees. So volg Jesus vorentoe. Terug na Galilea, terug na jou gewone wêreld waar nuwe lewe beskikbaar is. Ek het al sulke oomblikke in my lewe gehad, waar die Here besig was om te werk, maar ek het dit eers later gesien en verstaan. In die oomblik self, het dit soos ontwrigting gevoel, soos verlies, soos verwarring. Maar eers later het ek gesien, die klip het beweeg, die graf is nie die einde nie, die Here is besig om iets nuut voor te berei. Maar dit het gevra dat ek daardie verrassing van genade ontvang en die eerste tree in geloof neem in 'n nuwe lewe met hom. Paasfees is nie net 'n viering van 'n gebeurtenis in die verlede nie. Dit is 'n aankondiging van 'n werklikheid vir jou nou. Jesus leef. Hy's nou beskikbaar. Hy kom na jou toe deur sy Gees, nie om net jou te help die lewe en die pyn en dood te bestuur nie, maar om jou in 'n nuwe lewe in te roep. Dis dieselfde Gees wat hom uit die dood uit opgewek het, wat in jou leef. En die leë graf is nie 'n plek waar die disippels moet bly terugkyk nie. Dis nie 'n plek waar ek en jy moet bly terugkyk nie. Dit word die beginpunt van 'n reis vorentoe saam met Christus. Die graf is leeg. Hoor die goeie nuus vandag. Jesus het opgestaan. Hy lewe en hy nooi jou in 'n nuwe lewe in. So staan op. Kom uit daardie leë plek. Kom uit daai bovertrek van jou lewe. Staan by daardie graf. Maar sien die genade en beweeg. Omdat hy nie in die graf is nie, hoef jy ook nie daar te bly nie. En Here, dankie daarvoor dat U dit wat vir ons onmoontlik lyk, moontlik maak. Dat wat ook al ek vandag in die gesig staar, wat so groot klip ek ook al by 'n graf by staan, U aan die werk is, al kan ek dit nie nou sien nie, al kan ek dit nie nou verstaan nie. En ek hoor U stem, Here, ek wil U volg. Ons wil U volg in die nuwe lewe. Lei ons, Heilige Gees. Geef ons die wysheid en die insig. Ons vra vir die genade en die hulp, om ons te help, Here, om dit wat ons moet laat gaan, dit wat dood is, en waar U ons roep om vanaf weg te beweeg, om dit te laat gaan en dit te doen. Help ons met wysheid. Wat is dit wat ek moet opneem om in hierdie nuwe lewe in te gaan? Here, en nie weer is nie maklik nie. Maar dankie dat ons nie alleen is nie. En dat U saam met ons dit doen, dat U hierdie pad gestap het. U weet, U ken, U verstaan.
So vandag sê ons weer, ons kom, ons sê ja. Ek wil U volg, Here. In Jesus naam. Amen. Dankie dat jy weer ingeskakel het, en as jy vandag 'n gebedsversoek het, kontak ons asseblief. Reik uit, die besonderhede is op jou skerm. Ons bid graag saam met jou. Ontvang die seën van die Here, die genade van ons Here Jesus Christus, die liefde van God ons Vader, en die gemeenskap van sy Heilige Gees is en bly met jou. Amen.